Goeiedag. Die derde lewensveranderende waarheid wat professor van der Walt beskryf. Ontdek vergifnis wat jou kans gee om nie te begin. Ons almal het soms die kans nodig om weer en nie te begin, omdat dinge vir ons almal soms skeefloop. Dit is die pad wat God ook saam met ons stap. God is nie net daar vir wenners nie. Hy is ook daar vir die wat nie verder kan nie, vir die wat net een hou te veel van die lewe gekry het. Natuurlik maak sonde God se hart seer, maar dit maak nie sy hart hard nie. Ten minste nie as ons hartseer ons foute in sy hande gaan plaas nie. Dan vergewe hy graag en ons kan weer nuut begin. Vergifnis is immers die oomblik wanneer God sy hand weer stywer om ons vou, omdat hy ons soekende hand in syne voel. Vergifnis, God se spesiale medisyne vir mense wat foute maak. As dit nie vir Adam en Eva was nie, of vir Paulus of Petrus nie, sou die kloof tussen ons en God te groot gewees het om oor te steek. Maar vergifnis is goddelik. Dit herstel verhoudings en bou brûe, sodat mense saam met God weer nuut kan begin. Maar hoe werk dit? Godsdiens gaan oor ons verhouding en diens aan God. Dit gaan dus nie in die eerste plek oor wat ons doen nie, maar oor wie ons is. Ons is kinders van God, mense wat naby hom leef. Daardie verhouding moet ons altyd gesond hou, want as ons verhouding met God reg en gesond is, sal ons ook reg doen. Nee, moet ons reg doen. Johannes vertel vir ons mooi hoe God se medisyne vir 'n goeie verhouding met hom werk. As ons 'n fout maak, moet ons dit regmaak. Nie ter wille van die fout nie, maar ter wille van die verhouding met God wat skade gelei het. Ons moet ons verhouding met God dus dadelik weer regmaak. Party mense noem die medisyne sondebelydenis. Die eerste slukkie medisyne is om jou fout te erken. Jy moet weet wat jy verkeerd gedoen het. En ook erken dat dit verkeerd was. Baie keer as ons byvoorbeeld met iemand baklei het, is dit moeilik om te erken dat jy verkeerd gedoen het, maar ons moet dit doen. Die tweede slukkie medisyne is om vir God te sê, jy is jammer, en dat jy dit nooit weer wil doen nie. Jy wil nie weer daardie fout maak nie. Dit is miskien die moeilikste deel van die herstelproses, om afskeid te neem van jou slegte gewoontes, soos die vloekwoord elke nou en dan, of die lekker brokkies kindernuus, wat die gesprek so sappig maak. Daarvoor moet jy opreg tot siens sê, ter wille van jou verhouding met God. Die derde slukkie goddelike medisyne is, om dan net weer voluit jou hart vir God te gee, om vir hom te sê, jy is syne, en niemand anders nie. Om weer op sy skoot te klim, en sy arms om jou te voel, terwyl jy jou arms om hom sit, en te weet, jy wil niemand anders as hy dien nie. Godsdiens is om op God se skoot te sit en te weet, jy mag op sy skoot sit, omdat hy jou vergewe het en nog vergewe. As jy 'n fout maak, kan jy telkens nuut begin, omdat hy en God van vergifnis en genade is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie, dat ons kan staatmaak op die vergifnis. Nie dat ons daarom, maar onverskillig meer foute in die lewe wil maak nie, maar omdat ons so maklik struikel. Dankie dat ons maar net die medisyne hoef te neem, en te erken dat ons verkeerd is, en jammer te wees daaroor, en dan genesing by U te vind. In Jesus se naam. Amen.